Goeiedag, dit is Gawie wat praat. Baie welkom vanoggend en besonder welkom, indien dit die eerste keer is wat jy inskakel. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek wil vir U bid, Here, dat soos U woord vandag uitgaan, Here, dat mense se lewens sal aanraak, dat die Heilige Gees, Here, dit sal lewendig maak en Here, ek bid ook dat U vir my sal help, dat U vir my sal insig gee en dat U elke woord sal bekragtig. In die naam van Jesus Christus bid ek dit. Dankie Here. Die gedeelte wat ek vandag wil lees kom uit die Ou Testament uit en ons gaan met mekaar saam lees Eksodus 13 en dan vanaf vers 17. Die opskrif hierso is die tog na die Skelfsee. Toe Farao die volk laat trek het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie. Alhoewel dit nader was, want God het gesê die volk kan dalk berou kry as hulle oorlog sien en teruggaan na Egipte. Daarom het God die volk laat wegdraai in die rigting na die woestyn, na die Skelfsee toe. En die kinders van Israel het goed gewapend uit Egipte land uit opgetrek. En Moses het die gebeente van Josef met hom saamgeneem, want hy het die kinders van Israel plegtig laat sweer en gesê, God sal uiteindelik op julle ag gee. Bring dan my gebeente saam met julle hiervandaan af op. So het hulle dan van Sukot af weggetrek en laar opgeslaan in Etam aan die kant van die woestyn. En die Here het voor hulle uitgetrek, bedags in 'n wolkkolom om hulle op die pad te lei en snags in 'n vuurkolom om hulle voor te lig sodat hulle dag en nag kon trek. Die wolkkolom het nie bedags en die vuurkolom nie snags vir die volk gewyk nie. Hierdie is tog 'n absolute wonderlike gedeelte en ons gaan met mekaar 'n paar gedagtes vanuit hierdie skrifgedeelte uit die Bybel uit deel. Die opskrif van my preek is die teenwoordigheid van God, in Engels, the presence of God. Nou hierdie is 'n baie belangrike ding, sommer net vroeg in 'n neutedop, dat ons kan meganies deur sekere Christelike handelinge gaan, veral as jy dalk in die kerk groot geword het, maar dit is die teenwoordigheid van die Here wat die verskil maak. Die gedeelte wat ek nou vanoggend gelees het uit Eksodus is bekend. Ek wil dat ons vandag gesels oor die teenwoordigheid van God in ons lewens. Uit die deel wat ons gelees het, was God se teenwoordigheid in die kinders van Israel letterlik sigbaar. Nou vandag is dit dalk 'n bietjie anders. Die wolkkolom in die dag en die vuurkolom in die nag het die Here se teenwoordigheid gesimboliseer. Ek gaan uit die skrifdeel 'n paar aspekte noem wat ek graag klem wil oplê. Die eerste punt is iets wat almal dalk nie wil hoor of wat dalk nie in ons oomblik en tyd altyd so sag op die oor gaan val nie. Die teenwoordigheid van God kan jou in die woestyn inlei. Nou uit hierdie gedeelte uit kan ons sien, dit was 'n langer pad en dit was uit die aard van die saak ook 'n harder pad. Maar die Here het gesê dit is om hierdie volk van oorlog te spaar. So weet dat indien die Here jou op 'n pad deur die woestyn lei, is dit tot jou eie beswil. Die tweede punt is die teenwoordigheid van God het voor die volk nie gewyk nie. Hierdie is 'n baie belangrike ding. As ons naby die Here leef, mag dit baie keer vir ons voel dat sy teenwoordigheid is nie meer daar nie. Maar as ons kyk na wat die skrif sê, dat die teenwoordigheid van God het voor die volk nie gewyk nie. God het onderneem om die volk te lei en dit is wat hy gedoen het.
Ons kan daarso lees in Exodus 13 vers 22. Nou die wolkkolom of die teenwoordigheid van die Here het rigting aangedui. As ons rigting nodig het in ons lewe, is daar nie iets beter as om in die teenwoordigheid van die Here in te beweeg en vir hom te vra vir leiding nie. En dan as jy leiding kry deur 'n woord van God van iemand af of wat jy self in die Bybel lees, dan handel jy volgens daai woord in daai rigting wat jy dan aangedui word. Al is daar nie logika betrokke nie, as jy weet dit is 'n woord van die Here, handel dan daarvolgens. Die teenwoordigheid van die Here het hulle toegelaat om in die dag as ook in die nag te trek. God se teenwoordigheid kan vir jou toelaat om vorentoe te beweeg, al is dit nagdonker rondom jou. Die Bybel sê dat die woord van God is 'n lig vir jou voet. So dit is my gebed, dat soos hierdie woord vanoggend uitgaan, en jy is op 'n punt wat jy dalk nie weet watter kant toe nie, sit tyd een kant en maak erns met die Here, dat hy vir jou kan 'n rigting aandui. En soos ek al vroeër genoem het, al is dit nie 'n logiese antwoord nie, weet net dat hy die beste weet. Die wolkkolom het die tyd aangedui wanneer die kinders van Israel moes beweeg. Met ander woorde, al het jy dalk 'n woord van die Here, wil ek vir jou aanmoedig om nie sommer net impulsief los te trek nie, maar maak baie seker wanneer jy moet handel, wanneer die tyd reg is. En dan wil ek ook op hierdie punt dit vir jou noem, as jy 'n woord van die Here het, of jy het 'n gedagte wat jy weet, hierdie is iets groot in jou eie lewe, moenie dit sommer met baie mense deel nie. Party mense gaan jaloers wees en party mense gaan dink, maar jy het nou finaal die pad byster geraak. Dit is eintlik vir jou baie belangrik om 'n bevestiging vanuit die skrif uit te kry en dit dan ook neer te pen. Sommige op hierdie punt wil ek noem dat die Here sê in Jeremia, skryf vir jou neer in 'n boek al die woorde wat ek met jou spreek, en dan sal jy weet wanneer die tyd reg is om te beweeg. Die wolkkolom het die kinders van Israel beskerm teen die hitte. Die Here se verteenwoordigheid beskerm ons teen hitte van buite af. Psalm 105:39, the New International Version, He spread out a cloud as a covering and a fire to give light at night. So mens sal dit nie noodwendig dink nie, maar weet dat dit waar is, dat die teenwoordigheid van God in jou lewe vir jou 'n beskerming bied teen aanslae van waar die vyand mense gebruik om teen jou op te tree. En ek dink ook terwyl ek nou met jou praat, as jy 'n belewenis het van jy sukkel om vorentoe te beur wat jou besigheid betref, wil ek vir jou vandag bemoedig. In Psalm 50 sê die woord van God dat die Here besit die vee op 1000 heuwels. Ek wil in jou lewe verklaar, God has got resources that you are not aware of. Soek sy aangesig en wanneer hy met jou praat, skryf dit neer in 'n boek. Die Here sê ook, hy sal aan jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Weet dat dit waar is in hierdie oggend. Die volgende punt wat ek nou graag wil uitlig, na aanleiding van hierdie gedeelte wat ons nou met mekaar gedeel het. Die wolkkolom het stelling tussen die kinders van Israel en die Egiptenare ingeneem. Exodus 14 verse 19. And the angel of God, who went before the camp of Israel, moved and went behind them, and the pillar of cloud went from before them and stood behind them. So it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel. Thus it was a cloud of darkness to the one, and it gave light by night to the other, so that the one did not come near the other all that night.
Wanneer dit donker lyk en die vyand jou wil aanval, is die Here 'n bastion tussen jou en jou vyand. Vir die een word sy oë toegedruk en vir die ander ene is daar hierdie lig. So dit is my gebed, dat elkeen van ons die teenwoordigheid van die Here sal aansoek en dan ook in sy teenwoordigheid sal bly. As ons verder met mekaar deel uit Exodus uit, weet ons dat op 'n stadium met Moses teen die berg opgegaan. Hy het die kliptafels gekry met die 10 gebooie en die volk het gesondig. Die volk het vir hulle 'n goue beeld van 'n kalf gegiet en hulle het die beeld aanbid. Nou dit het die Here baie kwaad gemaak. Goed, uit Exodus 33 uit het ek 'n opskrif hier geskryf, die volk het gesondig. Ek lees van vers 1 af. Verder het die Here met Moses gespreek, gaan heen, trek hiervandaan op, jy en die volk wat jy uit Egipte land uit laat optrek het, na die land wat ek met 'n eed aan Abraham, Isak en Jakob beloof het, met die woorde, aan jou nageslag sal ek dit gee. Ek sal 'n engel voor jou uitstuur en die Kanaaniete, Amoriete, Hittiete, Feresiete, Hiwiete en Jebusiete verdrywe. Nou hierdie gedeelte is soos baie in die Bybel baie interessant, dat die Here het op 'n ander plek gesê dat hy sê vir Moses, Israel is a stiff-necked people, en dat hy hulle 10 teen 1 sal uitdelg, en hy raak baie kwaad vir hulle, maar nou sê hy vir Moses, goed, hy gaan sy eie woord eer, wat hy het vir Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof, maar hy gaan nie saam nie. Hy is moeg vir die volk en hulle optrede, hy gaan 'n engel voor hulle uitstuur, maar hy wat God die Vader is, gaan nie saam nie. Nou, die volgende opskrif, vers 10, Moses praat met die Here, en as die hele volk die wolkkolom sien, staan hulle by die ingang van die tent, staan die hele volk op en buig, elkeen aan die ingang van sy tent. Dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Daarna gaan hy terug, dis nou Moses, na die laar, maar sy dienaar Josua, 'n jong man, die seun van Nun, het hom nie uit die tent verwyder nie. Toe het Moses met die Here gespreek, U sê nou wel aan my, ek moet hierdie volk laat optrek, maar U laat my nie weet wie U saam met my sal stuur nie, alhoewel U gesê het, ek ken jou by die naam, en jy het ook genade in my oë gevind. As ek dan nou genade in die oë gevind het, maak my dan tog U weer bekend, dat ek U kan ken, sodat ek genade in die oë kan vind. En bedink tog dat hierdie nasie U volk is. En hy antwoord, moet ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? Toe sê hy vir hom, as U nie self meegaan nie, laat ons dan nie hier vanaf optrek nie. Hierdie is tog 'n baie wonderlike gedeelte. Moses, wat 'n mens soos ek en jy is, het ingetree, het in die bres getree vir die volk. Moses het die teenwoordigheid van God baie hoog geag. Moses het nie kans gesien om te trek, al het hy 'n belofte van God gehad, sonder die teenwoordigheid van God nie. Ek wil elkeen wat vandag inluister nooi, om elke dag die Here se teenwoordigheid op te soek, op hierdie lewensreis van jou. Ek wil elkeen herinner, al stap ons in ons God gegewe roeping, jy seker jy doen dit, jy weet jy doen dit, en jy het 'n woord van die Here. God se teenwoordigheid op hierdie lewensreis van jou, dit is dit wat belangrik is, en dit is dit wat die verskil gaan maak. Ek het 'n volgende opskrif, Josua, 'n jong man wat in die teenwoordigheid van God gebly het. Nou die gedeelte wat ek nou gaan aanhaal, het ons nou net gelees, en dit is een van daai dele in die Bybel waarvan daar tog soveel baie is, wat as jy
vinnig lees, dan kan jy dit mislees. Eksodus 33 vers 10. En as die hele volk die wolkkolom sien staan by die ingang van die tent, staan die hele volk op en buig, elkeen aan die ingang van sy tent. Dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Daarna gaan hy na die laar terug, maar sy dienaar, Josua, 'n jong man, die seun van Nun, het hom nie uit die tent verwyder nie. Ja, hier is vir my so 'n hartgrypende beeld. Kom ons staan 'n oomblik stil by die skrifdeel. Josua het nie net vir Moses gedien nie. Josua het gekies wanneer die geleentheid hom voorgedoen het om in die teenwoordigheid van God te bly. Ek wil elkeen aanmoedig om soveel tyd moontlik in die teenwoordigheid van God te spandeer. Vandag, soos hierdie woord uitgaan, bly in die teenwoordigheid van God. Dit is hier waar jy sy stem duidelik hoor en hy aan jou groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie, bekend maak. Soos met Josua is hy dalk ook besig om jou voor te berei om in 'n posisie van leierskap in te beweeg. Tyd in God se teenwoordigheid verander ons sodat ons bruikbaar kan word in die koninkryk van God. Vandag weet ek meer as ooit dat geen titel is so belangrik as die teenwoordigheid van die Here in jou eie lewe nie. En wie weet, dalk wil die Here vir jou in hierdie week gebruik in iemand se lewe, maar daarvoor het jy 'n ontmoeting met hom nodig, sodat jou gesig ook soos die van Moses toe hy van die berg af gekom het, kan blink as gevolg van God se krag in jou lewe. Dat jy iemand kan bemoedig of 'n woord van kennis kan gee. Of sommer net 'n vaderfiguur kan wees vir iemand wat nie 'n vader het nie. Amen. Ek is besig om af te sluit en die laaste punt wat ek wil aanraak, kom uit die Nuwe Testament uit. Partykeer in ons lewenswandel, dan voel dit vir 'n lang periode dalk, dat jy kry nie die belewenis van God se teenwoordigheid nie. Nou, ek wil vir jou bemoedig dat hierdie gedeelte wat ek nou gaan lees, gaan vir jou weer soveel moed gee en miskien gaan dit net iets wees wat jy reeds weet en dan wat die Heilige Gees net weer in jou gees wakker maak. Die opskrif is die volgende: Jesus slept on the boat. His silence does not mean his absence. Mark 4 verse 35 to 41, the New International Version. Jesus calms the storm. That day, when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious swell came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. His disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down, and it was completely calm. He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Ek wil graag elkeen van ons bemoedig, myself ingesluit, om te weet, al is die Here dalk stil, is hy steeds teenwoordig. Indien jy nie 'n duidelike woord van God het,
dat jy nie van rigting moet verander nie. Beweeg voort op die pad wat die Here vir jou uitgelê het. Indien die storms van die lewe jou rondskud en bang maak, weet dat die Here by jou is. Uit die skrifdeel wat ons nou gelees het, sê die Here die volgende. Hierdie is baie belangrik, en dit is ook een van daai goed wat jy eintlik relatief maklik mis kan lees. Vroeg in die skrifdeel die volgende: Let's go over to the other side. Dit is net hoe dit gebeur het. Op pad na die eindbestemming was daar egter 'n lewensbedreigende storm. Jesus was nie ver nie, hy was teenaan. Almal het hulle bestemming bereik as gevolg van die teenwoordigheid van Jesus wat God is. Dit is my gebed dat die woord wat vanoggend uitgegaan het, jou sal bemoedig. Moedig almal in jou familie aan. Hulle moet op hulle eie die teenwoordigheid van die Here opsoek. Weet dat die Here almagtig is en dat jy jou eindbestemming sal bereik indien jy aan hom behoort. Ek wil ook vir jou noem, vrees staan teenoor geloof. En ons weet dat geloof kom uit die gehoor en die gehoor uit die woord van God. Dit voel dalk of hy wat Jesus Christus is slaap, maar hy is op die boot. Weet, aan hom is alle mag gegee. Daar is nie 'n situasie wat jy in die gesig staar, wat hierdie God se teenwoordigheid nie kan oplos nie. Amen. Ek vertrou dat hierdie woord wat vandag uitgegaan het, lewend gemaak word deur die Heilige Gees in jou gees en dat dit sal wortel skiet in jou hart en dat jy nie sal bang wees om dit soos 'n aflosstokkie aan te gee vir almal rondom jou wat dit nodig het nie. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek sê soos altyd baie dankie vir die woord, Here. Dankie vir 'n lewende woord. Here, wat skerper is as 'n tweesnydende swaard, wat ons kan bemoedig en wat vir ons moed gee. Here, en dit is my gebed dat ons in U teenwoordigheid sal bly, Here, en dat U vir ons sal verras met U mag oor elke moeilike situasie wat ons in die gesig mag staar. Ons proklameer, Here Jesus, dat U almagtig is, dat U die Seun van God is en dat U net die beste vir elkene wat aan U behoort het, Here. Here, ek bid, verander ons elke dag, maak ons meer gelyk aan U beeld en maak ons bruikbaar in die koninkryk. En dankie vir die teenwoordigheid, Lord, your presence quicken my soul, and it's my prayer that everyone that is listening today will experience the same thing in the name of Jesus. So is dit en so sal dit wees. Amen.